Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 11de Junie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê 15-jarige meisie dood deur 'n dwaalkoel in Atlantis. Nog berigte, spookwerkers ontbloot in departement. Mense nader howe oor laatgeboorteregistrasies. DA werk hard om stemme te kry. Cheetahs wen teen Roemenië A. Krios wen in Stuttgart ope. Die gemeenskap van Atlantis in die Weskaap verkeer in rou na die tragiese dood van die 15-jarige Nikita Finch, wat in 'n bendekruisvuur doodgeskiet is, net 2 dae na haar verjaarsdag gevier is. Nikita, 'n leerder van Robbenville High School, was Saterdag aand in Sherwood Park onderweg huis toe vanaf 'n jeugbyeenkoms toe sy en ander inwoners in die middel van 'n skietery tussen mededingende bendes beland het. Sy is deur 'n koel getref en het later aan haar beserings beswyk. 2 ander persone is ook gewond. Haar ma Nicolette Finch sê die verlies is verwoestend, aangesien sy reeds 10 jaar gelede ook 'n seun aan bendegeweld verloor het. Families en vriende beskryf Nikita as 'n liefdevolle, vrolike en intelligente jong meisie wat daarvan gehou het om te dans en daarvan gedroom het om eendag maatskaplike werk te studeer. Die voorval het groot woede in Atlantis ontken, met inwoners wat optogte gehou het en 'n dringende optrede teen die toenemende bendegeweld geëis het. Die polisie ondersoek sake van moord en poging tot moord, maar geen arrestasies is nog aangemeld nie. Nikita se dood is 'n jongste herinnering aan die verwoestende impak van bendegeweld op onskuldige gemeenskapslede en het opnuut oproepe laat ontstaan vir sterker optrede te misdaad in Atlantis. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het onthul dat ondersoeke ernstige onreëlmatighede blootgelê het, waaronder spookwerkers, kontrakmanipulering en moontlike korrupsie. Volgens McPherson is ongeveer 60 vermeende spookwerkers geïdentifiseer wat salarisse ontvang het sonder dat hulle wettiglik in diens was. Hierdie gevalle kos die staat na bewering nagenoeg 15 miljoen rand per jaar. KwaZulu-Natal is as die provinsie met die meeste probleme uitgewys. Het verder gesê dat die departement se eiendomse afdeling, die Property Management Trading Entity, onder die vergrootglas is weens beweerde kontrak en huurmanipulering. Die staat betaal jaarliks sowat 6 miljard rand vir private huurooreenkomste, terwyl baie staatsgeboue leeg staan. Ondersoekers kyk tans na groot huurkontrakte ter waarde van ongeveer 1 miljard rand om vas te stel of belastingbetalers waardevolle geld ontvang het. McPherson het ook gewaarsku dat politieke patronaatskap, bevoordeling van vriende en wanbestuur binne werkskepingsprogramme soos die Expanded Public Works Program, die EPWP, voorkom. Klagtes van politieke inmenging, jobs for pels, spookwerk en selfs seksuele uitbuiting is tydens ondersoeke aangemeld. Die minister sê die departement voer tans leefstyl audits op senior amptenare uit, terwyl die spesiale ondersoekeenheid verskeie sake van moontlike korrupsie en onreëlmatige kontrakte ondersoek. Al hoe meer ouers nader die howe omdat hulle kinders nie betyds deur die departement van binnelandse sake op die bevolkingsregister geplaas word nie. In sommige gevalle neem die registrasieproses maande en selfs jare voordat dit afgehandel word. Wanneer 'n kind nie op die stelsel geregistreer is nie, kan dit groot probleme veroorsaak. Die kind kan sukkel om 'n geboortesertifikaat, identiteitsdokument, paspoort of selfs toegang tot sekere staatsdienste te verkry. Ouers sê die vertragings plaas baie druk op gesinne en maak dit moeilik om noodsaaklike dokumente vir hulle kinders te kan bekom. Daarom vra hulle die howe om in te gryp en binnelandse sake te verplig om die registrasies vinniger af te handel. Regskenners sê elke kind het die reg om amptelik geregistreer word, wat onnodige vertraging kinders se toekoms ook kan benadeel. Volgens die federale leier van die DA, Gordon Hill Lewis, is die party tans besig om hard te werk om elke moontlike stem in die Weskaap te werf vir die komende munisipale verkiesings. Hy sê die DA neem geen kiezer of verkiesing as vanselfsprekend nie en beskou die stryd om beheer van hierdie provinsie en veral die stad Kaapstad as uitermede ding te wees. Lewis het beklemtoon dat die party met inwoners in gesprek moet bly, na hulle bekommernisse moet luister en hulle moet aanmoedig om te registreer om wel te gaan stem. Hy sê duisende DA-ondersteuners wat na Kaapstad verhuis het, moet seker maak hulle is in hulle nuwe woongebiede geregistreer om weer te kan stem. Hy waarsku dat daar verskeie politieke partye is wat beheer van Kaapstad wil oorneem en daarom sal die DA in hierdie maande voor die verkiesing alles in sy vermoë doen om sy steunbasis te bou en verder te kan uitbrei. Politieke en ekonomiese ontleeders waarsku dat die komende munisipale verkiesings nuwe uitdagings vir Transnet kan inhou. Politieke onsekerheid, moontlike diensleweringsbetogings en veranderings in plaaslike regerings kan die werking van hawens, spoorlyne en logistieke netwerke beïnvloed. Transnet speel 'n sleutelrol in Suid-Afrika se ekonomie deur vrag per spoor te vervoer en die land se hawens te bestuur. Enige ontwrigting van hierdie dienste kan uitvoere, invoere
en die beweging van goedere vertraag. Die staatsbeheerde onderneming is reeds besig om korrupsie en wanbestuur te beveg nadat interne ondersoeke onreëlmatighede en beweerde samewerking tussen werknemers en verskaffers blootgelê is. Kenners meen die politieke stabiliteit na die munisipale verkiesing noodsaaklik sal wees om infrastruktuurprojekte te ondersteun en om seker te maak dat Transnet sy herstelplan suksesvol kan uitvoer. Die Suid-Afrikaanse Poskantoor toon tekens van verbetering nadat verskeie stappe geneem is om die instelling se finansiële en bedryfsprobleme aan te pas. Daar is berigte dat sekere dienste meer doeltreffend funksioneer en dat pogings aangewend word om die poskantoor weer op 'n volhoubare grondslag te plaas. Lede van die parlement, die LPs, sê egter hulle is nog heeltemal oortuig dat die poskantoor se probleme wel opgelos is nie. Hulle meen daar is steeds vrae oor die instelling van finansies, dienslewering en die langtermyn volhoubaarheid van die reddingsplan. LPs het aangedui dat hulle die poskantoor se vordering noukeurig sal monitor en dat verdere bewyse nodig is voordat daar gesê word dat die instelling werklik herstel het. Hulle beklemtoon dat Suid-Afrikaners betroubare pos en administratiewe dienste verwag. Die Suzuki Cross is Suzuki se mees en luukse sportnutsvoertuig en is ontwerp vir bestuurders wat die ruimte van 'n SUV wil hê, maar ook 'n laer brandstofverbruik soek. Die voertuig word aangedryf deur 'n 1,5 liter petrol engine wat saam met 'n kragtige elektriese motor werk. Hierdie inprop hybrid stelsel stel die bestuurder in staat om kort afstande slegs op elektrisiteit af te lê voordat die petrol engine wel sal inskop. Dit help om brandstof te bespaar en minder uitlaatgasse uit te stuur. Die Cross lewer uitstekende werkverrigting. Binne die kajuit is daar ruimsitplek vir 5 volwassenes, terwyl die bagasieruim groot genoeg is vir gesinsvakansies of daaglikse gebruik. Die voertuig is toegerus met 'n groot raakskerm inligtingstelsel, slim voorverbinding via Apple CarPlay en Android Auto, 'n digitale instrumentpaneel, 2 sone klimaatbeheer, leerafwerkings op sekere modelle en vir hittesitplekke. Wat veiligheid betref, is die Cross toegerus met gevorderde bestuurshulpmiddels insluitend outomatiese noodremstelsel, botsingwaarskuwing, spoorhoue hulp, aanpasbare spoedbeheer en blindekoel waarskuwings, asook verkeerstekenherkenning. Die Skotse rugbyspan sê hulle sien baie daarna uit om hulle komende toetswedstryd teen hulle wêreldkampioen Springbok in Suid-Afrika deel te neem. Die wedstryd vorm deel van die nuwe Nations Championships reeks en word op 11 Julie in Pretoria gespeel. Skotland se afrigter Gregor Townsend het onlangs 'n sterk groep spelers aangekondig vir hierdie toer. Ervare spelers soos Finn Russell en die kaptein Sione Tolopolo is deel van die groep wat Suid-Afrika gaan aandurf. Die Skotte beskou die Springbokke as een van die moeilikste teenstanders in wêreldrugby, maar glo die wedstryd sal waardevolle ervaring bied. Die span sal eers teen ander internasionale teenstanders speel voordat hulle na Suid-Afrika reis vir hierdie groot kragmeting. Die Springbokke het uitstekende rekord teen Skotland en is nog onoorwonne teen die Skotte op Suid-Afrikaanse bodem. Dit plaas ekstra druk op die besoekers om 'n sterk vertoning te kan lewer. Die Vrystaatse Cheetahs het gister 'n drukwekkende oorwinning in die Toyota Uitdagreeks behaal toe hulle Roemenië met 47 teenoor 14 punte verslaan het. Die Cheetahs het van die begin af die pas aangegee en met vinnige aanvalle en goeie afronding verskeie drie gedruk. Die span het beide voorlangs en agterlangs oorheer en min geleenthede aan die besoekers gebied. Roemenië het wel 2 keer hierdie doellyn oorgesteek, maar kon nie die Cheetahs se aanvallende aanslag stuit nie. Die Bloemfonteiners het gereeld punte aangeteken en uiteindelik die wedstryd gemaklik beklink. Die oorwinning sal die Cheetahs se selfvertroue groot hupstoot gee na mate hulle voortgaan met hulle voorbereidings van die res van hulle seisoen. Die skramskakel van die Goue Leeu's, Nico Steyn, is na bewering genooi na die Suid-Afrikaanse beleidingskamp. Die uitnodigingsdeel van die nasionale span se breër voorbereidingsstruktuur waar jonger en opkomende spelers saam met die bestuurspan werk om die vereistes van internasionale rugby gewoon te kan raak. Steyn se insluiting word gesien as 'n geleentheid om sy spelintelligensie, spoed by die skram en besluitneming onder druk te toets aan 'n hoë prestasieomgewing. Sulke kampe word gereeld gebruik om spelers te evalueer wat naby aan Springbokkering is. Vir die Leeu's is dit ook 'n positiewe teken, aangesien dat die klub se ontwikkeling van die jong talent beklemtoon. Die Engelse toetskriket-kaptein Ben Stokes oorweegloos sy toekoms as spanleier na berigte van 'n voorval in 'n nagklub wat spanning rondom sy rol in hierdie span laat toeneem het. Volgens die berigte het die insident veral laat ontstaan oor sy leierskap en die druk wat daarmee saamgaan. Binne Engelse kriketkringe word daar tans gesprekke gevoer oor stabiliteit in die kapteinsrol en die impak wat die situasie op spanvoorbereiding sal kan hê. Stokes is reeds 'n sleutelspeler vir Engeland en word wyd beskou as een van die invloedrykste allrounders in wêreldkriket. Enige besluit oor sy kapteinskap sal dus 'n groot invloed op die span se toekomsplanne hê. Die Australiese tennisster Nick Kyrgios het die Fransman Corentin Moutet met 6-3 en 6-4 gewen in die Stuttgart Open in Duitsland. Kyrgios het van die begin af sterk gelyk op die gras en sy kragtige afslaane en aggressiewe spel het Moutet voortdurend onder druk geplaas.
Hy het vinnig beheer oor die wedstryd geneem en min geleenthede aan sy opponent toegelaat. Motet het probeer terugveg met langer rale en veranderde tempos, maar kon nie die konsekwentheid van Kyrgios gebreek het nie. Die Australiër het die wedstryd in 2 stelle afgerond. Die oorwinning gee Kyrgios 'n goeie hupstoot op gras, 'n oppervlak waarop hy tradisioneel sterk gepresteer het. Die Suid-Afrikaanse vroue kriketkaptein Laura Wolvaardt sê die span sien uit na hulle openingswedstryd in die T20 Wêreldbeker teen Australië en verwag baie aksie in hierdie kragmeting wat Saterdag gaan begin. Wolvaardt het beklemtoon dat die span goed voorberei is en dat hulle weet die Aussies is een van die sterkste spanne in wêreldkriket. Sy meen egter dat die Proteas gereed is vir hierdie uitdaging met selfvertroue en die veld so sal betree. Volgens haar gaan die wedstryd 'n toets van senuwees, dissipline en uitvoering wees, aangesien Australië bekend is vir hulle konstante druk en aggressiewe spelstyl. Die Suid-Afrikaners glo egter dat hulle die ervaring en balans het om goed te kon kompeteer. Die Proteas het die afgelope jare verskeie helskraap ontmoetings teen topspanne gehad en sien hierdie toernooi as 'n groot kans om uiteindelik 'n wêreldtitel te kan najag. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1225, Polokwane 721, Lephalale 1024, Mbombela 926, Mahikeng 922, Pretoria 921, Johannesburg 1120, Ermelo 520, Kalahari 1026, Gaborone 1024, Richards Bay 1430, Pietermaritzburg 927, Durban 1427, Port St Johns 1329, Pongola 1228, Maputo 1727, Bethlehem 516, Bloemfontein 618, Allewal Noord 619, Welkom 29, Vryburg 823, Kimberley 922, Appington 1124, Prieska 1122, Springbok 918, Karasburg 1125, Keetmanshoop 1226, Mariental 1229, Alexanderbaai 1220, Brandvlei 1022, Loederitsbaai 1123, Vredendal 1221, Kaapstad 1218, Sutherland 515, George 1321, Jeffreysbaai 1220, Cabarra 1124, Graaff-Reinet 1021, Kaaphoogillas 1021, De Aar 1819, Multino 515, Beaufort Wes 1222, Oos-London 1327, Mabelane 1529. 'n Korte weerberig vir vandag. Die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot sonnig, die Noord-Kaap sonnig en droog oor die grootste deel van die provinsie, die Oos-Kaap meestal sonnig en koel, min kans op enige reën, Vrystaat koue oggend met ryp plekke, sonnig en droë toestande gedurende die dag, Noordwes helder en sonnig, Gauteng sonnig en droog met koel oggendtemperature en 'n aangename middag, Limpopo, die warmste provinsie vir die dag, sonnig met min wolke en geen reën word verwag nie, Mpumalanga gedeeltelik bewolk in die oggend, later sonnig en matig warm, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk langs die kus met sonnige toestande landinwaarts, koel tot matig warm. Die landwye oorsig, koue wintersoggende word oor die binneland verwag, maar sonnige en droë toestande sal oor die grootste deel van Suid-Afrika heers. Geen noemenswaardige reën word vir vandag voorspel nie. Die markaanwyser vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.51 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n pond kos R22.14, 'n euro kos R19.09, die Australiese dollar kos R11.60, 'n yen kos 10 sent, platinum kos $1,702 per fyn ons, palladium kos $1,254, goud kos $4,174 per fyn ons, silwer per fyn ons is $65.45, Brent olie per vat is $91.45. Gedagte vir die dag: sukses kom selde oornag, dit word gebou deur die klein dinge wat ons elke dag doen. Moenie moed verloor as die pad lank lyk nie. Hou aan plant, hou aan werk en hou aan glo. Wat vandag soos 'n klein stap voel, kan môre die verskil maak. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.